Here, aan U kom al die lof en die eer toe, want die graf is leeg. Vandag vier ons die opstanding, weet ons U het vir ons gesterf, maar ook opgestaan, sodat ons die lewe in sy volheid kan beleef. Aan U kom die lof en die eer toe. Amen. Mag die Here se liefde en sy genade by ons elkeen wees. Mag hy sy teenwoordigheid beleef, en mag hy so in ons stil raak, soms net besef dat die Here met jou ook 'n afspraak het vandag. Amen. Kom ons sing lekker hartlik saam, kom ons staan. Sing
of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest nights, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it keeps running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of your goodness, oh Lord. And I will sing of the goodness, oh Lord. And I will sing of the goodness of God. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone. Messiah still and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing
of wine. The blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints. My gaze turns fixed on Jesus' face. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. I'll praise in the valleys, I'll praise on the mountain, I'll praise when I'm sure, and praise when I'm doubted, I'll praise when I'm numbered, I'll praise when surrounded, 'cause praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I'll praise when I feel it, I'll praise when I don't. I'll praise 'cause I know You're still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I said I'll praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Oh my soul. Praise the Lord, oh my soul.
could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I'm going to praise the Lord, oh my soul. Here ons kan ons moet uitbasyn vir die wêreld, ons moet die klokke laat lui, ons moet vir die wêreld laat weet dat U opgestaan het, dat U 'n verskil kan maak in ons lewens, in ons lewe, die hele wêreld kom omkeer het. Aan U kom die lof en die eer en die aanbidding toe, Here. U het opgestaan, U het waarlik opgestaan. Amen. Terwyl jy gaan sit, is daar geleentheid vir offergawes, sommer so net, sommer so direk na het ons gepreek. Al wat hierdie naweek nou kan red is as Ferrari bietjie beter ry as wat die leeu's gister gespeel het. Liewe land. Is daar nog leeu's hierso van tussen ons mekaar?
Dit was dan miskien die swakste wat ek in 'n lang tyd gekyk het. Ek sien Bart, hulle was daar gewees op Ellis Park. 'n Slegte dag om kaartjies te hê vir Ellis Park. Genade. Was daar nog iemand wat Ellis Park toe was? Net Bart hulle. Goed. Ja, sorry. Jy het 'n TV shot daarom gekry, so ek het dit op die TV gesien so. So dis regtig baie gehoor. Dis net iets anders wat amptelik is. Hierdie naweek was die meeste mense nog ooit oor Paasnaweek in Suiderlig. Donderdag aand was daar verskriklik baie. Vanoggend is ons chock-en-blok vol. Saterdag was dit Vrydag was 'n wonderlike dag geweest met die verskillende stasies waar mense by was. En ek weet daar's party van julle wat dit by die huis gedoen het, wat nie hierso was nie. Maar dis was regtig 'n wonderlike naweek geweest. En met vandag se hoogtepunt van Opstanding Sondag, wat 'n amazing geleentheid. Ek het soms 'n bietjie na die statistiek gaan kyk gister. Ons syfers, ons getalle, en ek weet mense nie getalle werk nie, maar ons bywoning is op hierdie stadium 20% meer as wat dit voor COVID was. So COVID het gekom en gegaan en ons is vandag 20% meer by 'n gemiddelde Sondag erediens bywoning as wat ons voor COVID was. Dis 'n wonderlike stukkie getuienis vir ons as gemeente. Goed. Anton Wilna, waar is julle? Staan gou reg op toe. Waar's dankie vir Vrydag. Dit was regtig wonderlik geweest. Anton Wilna, die vrou met die goue stem wat julle begelei het deur die proses. Baie dankie. Dit was regtig 'n amazing geleentheid en baie dankie. Ons waardeer dit verskriklik baie. Goed, en dan as julle sien, ek gaan die volgende maand so 'n bietjie maarder word. Ek is nie op een of ander dieet nie, maar my hele gesin begin verjaar vandag of hierdie week. Eintlik laasweek al begin met Lika. Woensdag is dit Zanay, donderdag is dit Marisa, Sondag is dit Carly, dan is dit Casper en Annelie en Roan. Die man, wanneer is jy was al klaar geweest. En Nadia kom ook nog so. Dis ja, as dis nie omdat ek net vir die dieet is nie, is net die geld raak al minder en minder, nee. Okay. Ek kry 'n stukkie wat iemand geskryf het wat vir my verskriklik mooi geklink het. I have often heard the question, if there is a God, why does he not show himself? Well, he did. 2000 years ago. And we didn't like him, and we rather crucified him. Scary, nee. So, hoe lyk God? Wie is hy? Hoe is hy? So ek wil begin deur die Landbou Weekblad aantal. Bestaan die Landbou Weekblad nog? Ek is nie 'n landboukundige nie, maar bestaan die Landbou Weekblad nog? Okay. Onthou julle daar was 'n tydskrif Keur. Bestaan hy nog? Okay. In die Landbou Weekblad en in die Keur en 'n verskeie ander, maar veral hierdie twee, was daar 'n bladsy so aan die einde rond. Eintlik het hy later was 'n bladsy by begin en later het hy 'n paar bladsy geword. Hoekie vir eensames. Onthou julle hoekie vir eensames? Dit was die 1970s se weergawe van WhatsApp. Daar was hierdie ou gewees wat geskryf het. Swart Skaap is 'n 47-jarige man wat in die koöperasie werk. Hy besit 'n Toyota Corolla Merk 2. Dis 'n 1972 model. Hy is 1,75 meter lank en atleties gebou. Hy is rekenaarvaardig en geniet lekker kos. Hy het sober gewoontes. Dames tussen 18 en 60 kan hom kontak op Vogwilkode 223 en 4. En die belangrikste sinnetjie is daai laaste netjie. Fotos is welkom. Want daai eerste beskrywing help nie my se veel nie. Atleties gebou, wel 'n diskus is ook 'n atletiek implement. En die gewig wat hulle gewigstoot ook. So as jy hierdie ou nou moes sien, alles is waar, sober gewoonte, daar's net 1 2 3 4 bierbotteltjies. Daar's 'n pizza, hy hou van kos. Hy lyk omtrent 47 jaar oud, hy is rekenaarvaardig. So, ekskuus, hierdie was die 1970 weergawe van 'n program wat ons vandag op televisie het, Boer soek 'n vrou. Is exactly dieselfde.
net baie langer uitgerek en almal raas en beklei en skryf, maar is dieselfde ding. Maar goed, kom ons los dit daarso. Julle gaan nou inskryf nie, net relax. Daar's nie meer so daar's nogal so 'n bladsy op Facebook, hoekie vir eensaam is. Net sommer 'n reminder vir iemand. Weet nie vir wie's belang. Maar foto help ons nogal om iets te plaas. 'n Beskrywing kan wonderlik wees, woorde kan baie mooi wees, maar dit maak nog nie 'n prentjie nie. 'n Foto spreek boekdele. En God het dit verstaan. So toe hy homself wil gaan afshow, tentoon wil stel, toe kry hy iemand, toe wys hy wie dit is, en ons noem hom Jesus. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, so die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. In Kolossense, dit waarmee ons besig is, die seun is die prentjie van God. Van God wat self nie gesien word nie. So God sê, kom ek show myself vir julle, kom ek reveal wie ek is, en hy wys vir ons Jesus. En dis God met hande en voete en vel. Baie ouens wil net weird goeters oor God toedig, maar dis hoe God is, en dis wie God is. As hy homself tentoonstel, dan is dit wie hy is. So wil jy gaan hoor wat is God se hart? Gaan kyk in Matteus en Markus en Lukas en Johannes na wie Jesus was. Gaan lees wat het Paulus geskryf oor Jesus. Gaan lees wat het Jesaja gesê wat gaan gebeur met Jesus. Dis God se gesig vir die wêreld. Dis hoe God lyk vir my en vir jou. Dis wat hy wil kom demonstreer in ons wêreld. Die probleem is, daar sekere filters of barriers dat ons die regte prentjie van Jesus kan verstaan, van God kan lees. En ek wil 4 prentjies teken vandag. 3 van hulle gee ons 'n verkeerde idee van God en 1 is die regte idee. Die eerste ene wat ek vir ons wil voorhou is, partykeer voel dit vir ons, God is agter 'n muur, onoorkombaar hoë muur, ek kan nie by hom uitkom nie, en dit kan nou wees as gevolg van sonde, of van my eie twyfels, of van my eie storie, maar ek probeer aan die ander kant by God uitkom, maar ek kom nie uit nie, want die kultuur sê vir my, en daar's 3 goedes wat ons inspeel, miskien moet ek die eerste sê, die kultuur, die wêreld sê, God lyk so, hy sal by tipies vir ons sê, God is 'n kwaai oom, hy wil gedurig vir jou net pak slaag gee. Dit is 'n tipiese prentjie van God, en daarom sê ouens, kom ons hardloop weg van hierdie godsbeeld ding af. Kom ons hou nie meer met ons op met godsdienste nie. In elk geval, Allah, Brahma, al hierdie verskillende godsdienste, ons kom in elk geval by dieselfde plek uit. Ouens, ek hoop nie jy glo daai ding nie, hoor. Ek hoop nie jy dink, al die godsdienste is gelyk nie. Dis geen stuk waar nie. Ons kan met die moslems gesels en saam met hulle werk, ons kan saam met die Jode, maar ons God en hulle God verskil dramaties. En as ek met teken, dan teken ek hierdie ander op hierdie onderste vlak, en God is way beyond ons. So moet nooit dink, my moslem maatjie wat saam my werk, is ook maar, hy's gelowig, en dis nie waar nie. Dis wat die wêreld vir ons vertel. Ons weet, daar's net een weg waarheid in die lewe, en dis Jesus. Dis al. Daar's niks ander paaie nie. Dis die een ouens wat ons vertel as die wêreld. Kerke vertel vir ons baie keer 'n prentjie van God wat nie noodwendig altyd reg is nie. In ons teologiese omgang het ons nogal gepraat van liewe Jesus. En ons leer ons kinders van nie Jesus nie, maar van liewe Jesus. En dis daai liewe wat eintlik 'n Duitse ding is wat hier in die vroeë vorige eeu ontstaan het, wat oorgespoel het Suid-Afrika toe via Frankryk en Nederland, en toe beland het in Suid-Afrika, en toe kom ons by hierdie liewe Jesu teologie. Wat momente van die waarheid het, maar ook nie altyd nie. Die kruisiging was niks liefies nie. Daar was niks nice en oulik aan die kruis nie. Jesus toe hy die tafels omkeer, omdat die ouens mense verhoed om in die kerk te kom,
was daar niks liefs en lieftalligs aan Jesus nie. Dit was met groot fanfare het dit omgekeerd gesê, dit mag nie gebeur nie. So daar's nie net 'n liewe aan Jesus nie. Maar die kerk leer baie keer dit. En nou kan ek 'n klomp ander kerke, en ek wil nou nie ander kerke afskiet nie, dis nie wat ek wil doen nie. Maar daar's 'n klomp kerklike prentjies oor Jesus en God wat ook nie heeltemal reg is nie. Ook nie heeltemal genoeg is dalk nie. Die derde is dat ek baie keer myself 'n prentjie van God teken. Ek baie keer dink ek self oor hoe ek God wil sien, en dit gebeur gewoonlik omdat ek self deur pyn gegaan het. En as ek die eenheid en die kerkmense is lelik met my, dan voel ek nogal God is aan my kant. En hy behoort by my. Want ek is iemand seer het. En is waar, God wil dit doen, God is daarso. Maar baie keer is God ook iets anderster as dit nie. Hy is ook meer as dit. Hy is nie net 'n God wat pleistertjies opplak nie. Hy is ook 'n God wat baie keer van binnekant af chirurgies wil oormaak. So maar ons word geïnform deur 'n klomp ander strome. En dan kom ons by so 'n prentjie. Dat God agter 'n muur is. Of dan tipies, ek bid in die dak vas. Ek kom nie by God uit nie. En dit kan wees omdat jy self bietjie ronddwaal, of omdat jy 'n klomp sonde het, of omdat jy twyfel. Dit kan wees, daar's verskillende redes hoekom ons voel, maar God is hier ander kant, daar's hierdie wig, hierdie kloof tussen my en God, en ons kan nie by mekaar uit nie. Dan het ek vir jou goeie nuus, Paasfees is presies die brug wat oor hierdie kloof gebou is die muur wat afgebreek is. Dis juist die wonder daarvan. Julle onthou vir Adam en Eva, daai eerste man en vrou op aarde, bladsy 1 en 2 in die Bybel. Toe daai kloof tussen hulle en God is, toe hulle van daai vrug geëet het en uitgedeel het, toe daar 'n kloof ontstaan. Want toe God vir Adam roep en vra, Adam, waar is jy? Toe kruip hy weg. Toe sê hy, ashamed. En hy kruip weg vir God. En toe besef hy, o God, ons is kaal. En nou is hy nie meer okay met God nie. En wat doen God? God hou aan om te roep. Trouwens, die Bybelse verhaal is 'n verhaal van 'n God wat agter ons aan hardloop. Ek lees in die week 'n preek hieroor en ek het nog nie die waarheid daarin gaan toets nie. Ek sal dit graag wil gaan doen. Maar iemand sê in een van die Joodse tradisies, as 'n seun sy pa drop en sê maar ek waai, ek trek uit die huis uit, ek wil niks meer met julle te maak hê nie. Ek chuck net. Dan maak die community op daai spesifieke dag elkeen vir homself 'n pot, 'n erdepot. En as daai seun die dag sou besluit om terug te kom, dan gaan die hele gemeenskap, as hulle hoor hy's op pad, dan vat hulle hierdie pot en dan loop hulle tot by die kind, en as hulle by hom kom, dan gooi hulle hierdie pot 'n stukkend. Om vir hom te sê, jy is nie welkom en jy het gewaai. Stay away. Jou relationship met ons is flenters. Klink die storie vir julle bekend? Hoor julle die verhaal van die verlore seun? Wat maak die pa? Gaan haal hy eers sy erdepot wat hy gemaak het? Hy outrun die ander ouens sodat hulle nie by hom kan kom nie. Hy wil hierdie kind in sy intrek. Hy wil hom nie weggee nie. Hulle moet weggehou word daarvan. God outrun alles wat hy kan om by jou uit te kom. Om vir jou te sê ek is mal oor jou. Om hierdie muur af te breek. Handelinge 17 skryf dit so. God het hulle gemaak om te soek. Al sou hulle hom ook moes rondtas om te vind. Hy is nie ver van enigeen van ons af nie. Hy is nie ver van enigeen van ons af nie. Want deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. Engelse vertaling sê dit mooier. He doesn't play hide and seek with us. He's not remote. He's near. We live and move in him. Can't get away from him. Dis wie God is. Hy speel nie hierdie speletjie met ons en sê, okay, waar is julle? Toe hy vir Adam sê, Adam, waar is jy? Het nie vir hom gesê, okay, speel wegkruipertjie nie, 1, 2, 3 blok myself nie. God sê, ek wil in 'n relationship met jou wees. Die tweede prentjie is dat ons dink,
God is 'n soort van 'n boekhouer. Hy skryf neer wat jy doen. Hy het 'n checklist, en teen hierdie checklist kyk hy hoeveel persent kry jy. Ek dink baie van ons het groot geword met hierdie soort van idee van God. Dat hy op 'n manier 'n calculator het, en elke keer 'n sonde aftrek. En die vraag is net, hoeveel moet 'n mens nou hê om deur te kom? Is dit soos die universiteitsstelsel, as jy hom 50% moet hê, en as jy deur, 49 gaan jy nie maak nie, 50 is oké. Of is dit die skoolstelsel wat val na 30%, ek weet nie waar, 25 waar trek en al, maar waar is die deurkom? Sê net maar jy kom by 51% uit. En hier in die einde van jou lewe, maak jy droog, jy's lelik met jou vrou of iets van die aard. Val jy nou na 49% toe en sorry, okay, jy het 51 geskoor, maar daai laaste paar moment, hoor julle wat ons doen? Ons maak asof God hierdie soort boekhouer is wat sommetjies maak om te kyk, gaan jy dit maak? Kan ek jou geheim vertel? Die hemel is nie bedoel vir goeie mense nie. Hoor jy wat ek sê? Jesus het nie gekom sodat goeie mense goeier kan word, beter kan word nie. Jesus het gekom om die prys ten volle te betaal. Daar's nie meer rekeninge nie. Romeine skryf dit so. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Punt. Maar hulle word sonder dat hulle dit verdien op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Hom het God gegee as offer wat deur sy bloed versoening bewerk het vir die wat glo. Wat was die heel eerste ding? Die heel eerste ding wat gebeur het nadat Jesus gesterf het? Toe hy in die kruis hang en sy laaste asem uitblaas en dit skielik donker word, wat gebeur? Die voorhangsel, en dan moet jy, as jy 'n movie daarvan maak, kom jy nou weg van Golgotha af en jy stap nou terug Jerusalem toe na die tempel toe. En in die tempel tussen die heilige en die allerheiligste was daar 'n gordyn wat gehang het. Maar dis nie 'n gordyn wat ons 'n gordyn ken wat jy by Woolies koop nie. Dit is omtrent 10 cm breë, geweef van daai punt tot daai aan mekaar. Massive groot ding, massive dik. En hierdie muur breek, skeur nie van onder af nie, maar van bo af. God skeur dit wat skeiding gemaak het tussen ons en hom af. Hier 'n stukkie Ou Testament geskiedenis. Hierdie gordyn was bedoel om daai, ek moet myself ook daarso sit, om daai gewone lidmate weg te hou van die allerheiligste. Want in die allerheiligste mag net die hoëpriester 1 keer 'n jaar met Paasfees ingaan. En dan moet hy hele week lank allerlei rites doen en allerlei snaakse goeie doen en dan mag hy 1 keer 'n jaar daar ingaan. En dan gaan offer vir julle sondes, vir hulle sondes, vir ons sondes. So wat gebeur daai oomblik toe hy skeur? God sê okay. Ek en julle is okay. Ons op dieselfde bladsy. Ek love julle. Hierdie accountant ding, dit tel nie meer nie. Ek het nie meer sommetjies wat ek iewers moet hou en sê wat gebeur het nie. Dit is verby. So kom asseblief weg van hierdie idee van ek kan nie by God uitkom en hier is hierdie incredible muur en God hou boek van die kwaad. Nee, God skeur dit op. Die derde prentjie, is 'n prentjie wat ons van onsself het. Is dat Here, as u weet hoe ek lyk, dis 'n rubbish hoop hierdie. Here, dis 'n swart sak vol rubbish gemors. Toe ek op skool was dit my werk gewees om op 'n, dink dit was 'n Dinsdag gewees wat ons die swart sakke moes uitsit vir die munisipaliteit. En dit was in die begin van swart sakke toe dit nog so dinnerige ding was. Maar as nou gereën het en dit was nou nie hierdie, dit was net 'n swart sak wat jy moet uithaal en aan buitekant op die sypaadjie moes gaan sit en die honde dan mal gaan die straat daarmee. Maar as dit nou gereën het en jy tel hierdie ding op, dat op 'n of ander manier skeur hy onder.
En as dit nou my job om hierdie gemors nou daar te kry. Dit is al wurmpies en maaiers en allerlei rubbish. Dit is 'n siek spul. Dit is ons lewens, né? Jy kan jouself nou bluf en 'n rad vir die oor dra en sê, nee, ek is heilig, ek sit in die kerk, ek het 'n gesangeboekie, ons sing lankal nie meer gesangeboekies nie hoor. Ek het daas, hulle hang daarso, stories. Ja maar ek het niks. Die keuses wat ek gemaak het is vrot. Die goedes wat ek aangevang het is hoort in die rapport. En ons hoor dit, en luister nou baie mooi, ons hoor dit by die duiwel. Hy is die kaland wat vir ons kom sê, onthou bietjie wat jy gedoen het. Ek moet jou asseblief vryspreek daarvan. Die duiwel se job is om jou verkeerde goeders te kom repeat vir jou. Om dit weer vir jou te kom wys. Hy's 'n advokaat, hy's 'n reminder. Hy kom sê vir jou, luister hierso sondes, onthou dit. En weet jy wat? Hy's 100% reg. Hy bring nie leuns vir jou aan nie. Hy bring die waarheid. Maar Jesus sê, ek het die waarheid, daai gemors, vergewe. Daarom is die hemel nie bedoel vir goeie mense nie, maar vir mense wat vergifnis gekry het. Kan ek dit weer sê? Die hemel is nie bedoel vir goeie mense wat 51% gekry het nie, maar vir mense wat so lyk en vergewe is. En dit is moeilik om te grasp, nee. Om te sê vir Here, hier is ek, maaiers en gemors en dit stink en dit, sis Here. En Here sê, dis okay. Christendom is die enigste godsdiens wat nie werk met do nie, maar met done. Ek en jy hoef niks te doen nie, dis klaar gedoen. Julle verstaan die verskil tussen do en done? Tussen ek hoef iets te doen, jy hoef niks te doen nie. As jy wil goeders doen, gaan sluit aan by Jehovah getuies. Of by Allah se geloof, of by een of ander al die ander godsdienste, sê vir jou, jy moet hierdie goeders doen. Jesus sê, ek het vir jou gedoen. Dis wat vandag en hierdie naweek so ongelooflik spesiaal maak. So spesiaal, dat ons sê, ons kan nie vandag alleen die opstandingsdag vier nie, kom ons doen dit elke week. So elke Sondag is 'n opstandingssondag, elke Sondag is 'n viering van die opstanding, nie van die kruisiging nie, maar van die opstanding van die Here. So is die 3 verkeerde prentjies. Is nie 'n muur nie. Is alles behalwe ashoop. En in sy groot liefde en sy groot genade het hy vir ons kom wys, daar's 'n ander prentjie wat jy moet kry. Marisa, wil jy nie gou vorentoe kom en by ons staan asseblief? Staan daar asseblief. Dankie. Die vierde prentjie wat ek dink God wil vir ons wil kom gee, wat die regte prentjie is 'n geskenk. Ek het voor dit al gesê, hier is nou nie al verjaarsdagpresent nie. En is ook nie omdat ek vir haar liewer is as die ander 110 kinders wat ek het nie. Maar jy weet ek is vir jou verskriklik lief. Julle weet dit ook nie. Ek is vir al my kinders verskriklik lief en vir Marisa wat nou hierdie job moet doen, net so lief. So ek wil uit my liefde uit vir jou 'n persentjie gee. Dis regtig joune. Marisa, dis regtig. Marisa, dis regtig joune. Okay, thanks. Jy kan weer die klavier gaan sit dan. Dis wat ons, die Here kom gee vir ons 'n geskenk en ons het gedurig hierdie, ek wil hom nie hê nie, of ek wil hom nie vat nie, of ek is dikbek iewerster.
En dis die prentjie wat ons moet hê van God is om te sê, hy kom altyd na ons toe en hy's reg leeg, so relax. God wil vir ons 'n persent gee. Dis wie God is. Dis wat sy hart is. Ek het gekom, ek het my seun gegee sodat julle die lewe kan hê. Hier's 'n ander teks. Efesiërs 2. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself uit nie. Dis 'n gawe, die Griekse woord beteken, is 'n geskenk van God. God is 'n God wat persente uitdeel. En met enige persent moet jy dit aanvaar. So ek wil afsluit deur vir jou te vra, en jy kan op verskillende maniere dit beskryf, maar kom ons noem maar die ABC. Admit dat jy sondig is. Dat jy niks verdien nie. Glo dat Jesus dit alles vir jou kom gee het. En kom met daaraan. Jy verdien nie hierdie ding nie. Maar glo dat God dit vir jou kom gee het om dit te geniet. Kom met hieraan. Ja, maar ek het lankal my lewe vir die Here gegee, Dominee. Lankal by 'n kamp, iewers ter my lewe vir die Here gegee, of by 'n preek, of Here, ek het lankal 'n liedjie gehoor en 'n mooi, dit is alles goed en wel. Maar geloof werk nie eenmalig nie, dit is 'n lewenslange proses, die proses wat ons disippelskap noem. Van elke dag moet ek stukkie vir stukkie aflê wat verkeerd is en nader aan hom beweeg. En toe sê Jesus, ek wil jou help daarmee. Ek gaan jou help om hierdie proses, hierdie ABC ding te kan doen. En ek gaan dit vir jou gee deur brood en wyn. Ek gaan jou my liggaam vir jou gee as 'n volkomme versoening sodat jy kan lewe. Maar wag voor die gebruik. Kom ons doen net 'n check. Jy's daar, nee. Jy erken dat jy sondig is. Jy glo dat Jesus vir ons sonde gesterf het. En as jy eet, dan commit jy jou vir die res van jou lewe aan hom. Jesus het gesê, die brood is my liggaam wat gebreek is vir jou. Eet daarvan en dink daaraan dat ek my lewe vir jou gegee het. En sy bloed is die teken, die simbool van sy liggaam wat verflenterd geslaan is. Met spykers deurboor is. Vir jou en vir my. Drink daarvan en dink daaraan dat hy sy liggaam gekruisig het vir jou. Ek wil nou die seën uitspreek, ek wil vra die band moet vorentoe kom asseblief, en dan gaan ek die seën uitspreek, so almal van ons kan opstaan asseblief.
Donderdag aand se glasie is dan ook nog hiersom. Dit was die slegter wyn, die droë wyn, die seer van Jesus. Vandag was dit die soetwyn van oorwinning, van hy wat vir jou die lewe kom gee in oormaat. Mag die God wat deur die bitter dal van doodskaduwee moes gaan en by die oop graf uitgekom het, mag daai Jesus saam met jou loop. Mag sy genade en sy liefde oorvloediglik oor jou uitgestort word. Mag jy gaan leef met 'n nuwe prentjie. 'n persent wat jy gekry het. Geniet die persent. Amen. Voor jy loop, kom ons sing eers hierdie laaste song en dan kan jy rustig uitbeweeg. Verskriklik lekker opstandingsdag. Ons sien mekaar volgende Sondag. Dankie.